close our eyes. Kom ons kyk ons in die atmosfeer. Vader, ons dank U vanmôre. Ons dank U vanmôre. Ons gee U 'n dankoffer. We give you all the glory. We give you all the praise. Here alle eer en lof en dank om U die Here vanmôre toe. Here, dankie vir 'n 5 jaar van genade, Here, wat U by hierdie huis aangekom het. En ons gee U die prys vanmôre daarvoor. Ons gee U die lof daarvoor. We honor your name. Holy Spirit, we welcome you in this morning hour. We thank you for your presence, Spirit of the Lord. Van sonder U teenwoordigheid kan ons niks doen nie. I pray that you will have your rightful place in this atmosphere. Take control over this atmosphere right now. In the name of Jesus. And Father, we pray this morning hour that you will have your way with the service. Neem oor van ons Heilige Gees. Neem oor van ons Heilige Gees. Ek bid dat elkeen vanmôre hier ingekom het, Here, 'n encounter met die Here sal hê. Dat die Here elkeen sal aanraak. Dat die Here dit sal kom doen deur sy Gees. Dat die vanmôre wil accomplish aan hierdie atmosfeer. I pray your kingdom come, your will be done. Let your kingdom become visible in this atmosphere. Manifest your kingdom, your power and your glory. Here, dankie Here vanmôre dat elke godsman wat gekom het, elke godvrou wat gekom het na die huis van die Here. Dit was Dawid se begeerte in Psalm 27 vers 4. I have this one desire and I crave after it. I seek after it. I'm desperate after it. It's to be in His presence. We pray, Father God, that we'll love your presence because it's by grace. But ons het teenwoordigheid van U vanmôre kan experience. Dankie vir die bloed, Here. Dankie wat U die kruis kom doen het. Dankie vir die genade, Here. Dankie vir die genade, Here. Ons is wat ons vanmôre is deur die genade van die Here. Nie omdat ons goed gedoen het, die Here, maar onder die genade van die Here. Ons op die regte tyd en op die regte plek om located for such an hour and for such a time as this. Sien elkeen vanmôre die musikante, die worship leaders, die diensleier word verheerlik, Vader, deur alles wat vanmôre gedoen sal word. Just have your way in this place. I pray that heaven's agenda will manifest in this atmosphere. Take over. Just have your way. Just have your way vanmôre, Here. Sien vanmôre die volk van die Here. Dat U naam verheerlik word. En U wil geskied vanmôre. En ons eer U daarvoor. En die volk gee die Here 'n lieflike prys. Halleluja! Ons sê baie dankie. Leraar Simmons, die Bybel sê gehoorsaamheid is beter as offergawes. Prys die naam van die Here. Ons gaan so een draai loop. Dan gaan ons die moeder van die huis, die ma van die huis 'n geleentheid gee om die verwelkomings te kom doen. Prys die naam van die Here en die Here gaan ons seën.
Love you, Lord.
Groet in die naam van die Here. Die volk van die Here is wonderlik begroet. Die wat van ver afgekom het en ook die van naby. Elke man van die Here, julle is wonderlik begroet. Vroue van die Here is wonderlik begroet. Want ek kan u nie groet in my naam. Want hierdie naam beteken niks voor die aangesig van die Here. Maar die naam Jesus, dis hy wat krag dra. So ek groet u in die naam. Ek groet u in die geseënde naam. Die heilige naam. En dat is niemand soos die Here nie. Ek het is gisteraand wat ek hierdie lied gesing het, dis Vrydag aand. Wat ek hierdie lied gesing het. Kyk hoe kyk die engele oor die aarde. Hulle aanskou elke wonderwerk. Halleluja! Elke lewende wese wat gemaak is deur die Skepper homself. Halleluja! En nou sê Psalm 136, hy wie die aarde met verstand gemaak het. Elke lewende wese met verstand gemaak het. Daar kon nie iemand wees as die Here nie. Niemand anders kon die wêreld skape behalwe Jesus. Maar laat ek die volk van die Here verwelkom. Ek wil toch eers by Kredok begin. Waar is Kredok in die huis? Kom ons verwelkom toch vir Kredok die hoogste. Kan Kredok toch op hulle bene staan? Halleluja! Kom nou Kredok. Waar is Pierston? Kan Pierston toch op hulle bene staan? Ek wil julle toch baie lekker verwelkom. Waar is Robinson? Kan Robinson toch opstaan? Halleluja! Waar is Grafreinet? Hier is Grafreinet. Maar ons dank die Here vanoggend. Ek wil u verwelkom in die teenwoordigheid van die Here. Somerset is in die huis. Kan ons toch net vir Somerset 'n hartlike handeklap gee? Ons verwelkom vir Somerset. Halleluja! Julle is vanoggend verwelkom in die midde van die Here. In sy teenwoordigheid. Hy het dit goed gevind dat ons vanoggend in sy teenwoordigheid kan wees. So dis 'n genade kans om vanoggend onder die klank van die Here te kan wees. Ons ag dit as genade. So ek verwelkom vanoggend die volk van die Here. Want Dawid vra, wat sal ek die Here vergeld? Wat sal ek ruil vir die Here? Vir sy lieflike weldade. Wat sal ek die Here vergeld? Hy dra my. Hy hou my. Hy beskerm my aan sy hand. Dag na dag. Nou vra Dawid, wat sal ek die Here God vergeld vir al sy weldade aan my? Maar vanoggend is ons hier om die Here eer te gee. En mag u welkom wees in die teenwoordigheid van die Here. En die Here seën. Halleluja! Ons kan die Here nog so lekker prys gee. Ons kan die Here nog so prys gee. Halleluja! Kom ons sit ons hande by mekaar vir ons moeder. Wat so lief dat die verwelkom ons gedoen het. Prys die naam van die Here. Maar God, u is welkom in die huis van die Here. Nou ek dink die verwelkomings is gedoen. So dit beteken ons kan nou maak wat ons wil, ons hoef nie weer styf te wees nie. Ons hoef nie weer skaam te wees nie. Ons hoef ook nie weer bang te wees nie. Tel my op, susters. Tel ons op. Ons gaan die Here lieflik dien. Die Here sê vir die
Kom ons staan op onze benen en Voor zien God ons. jou rijkdom, geen daar die armes. En dan God neemt mij. Jesus neemt mij rijk, man. Ga voor God jou rijkdom, geen daar die armes. En dan God neemt mij. Jesus neemt mij rijk, man. Als het doet, alles. Als het doet, alles.
dankie. Glory to Jesus. Hallelujah. Kom ons die Here liefde te hande prys. Kom ons die Here liefde te hande prys. Prys hom, prys hom, prys hom. Prys die Here. Ons gaan het geleentheid gee vir die sprekers van die dag. Ons gaan pastoor Dennis na vore roep om net die volk te kom bemoedig. Prys die naam van die Here. Ek sien tyd is vir ons dierbaar is, maar ons gaan so kort en kragtig prys die Here. Na pastoor Dennis gaan ek enige twee van die gesalde manne van Kraddock vra om 'n kort woord te kom bemoedig. Prys die naam van die Here. Vamos a abrir a favor, se inicia la Nou elkeen vanmorgen is van die Here is begroet in die kragtige en oorwinningsnaam van onze koning Jesus Christus. En weet jy van julle en my, ek is bly om vanmorgen op hierdie plek te wees. Prys die naam van die Here. Halleluja, prys die naam van ons koning Jesus. Jy weet, ek het iets geleer dierbaar is. Hoe gering ook al die dinge van die Here is, prys die naam van die Here. Vat jou deel, prys die naam van ons koning Jesus.
Nou ek gaan vanmôre my eie deel vat in die huis van die Here. Prys die naam van die Here. Want ek wil geestelik volwasse word, prys die naam van ons koning Jesus. Jy kan nie groei, prys die naam van die Here, as jy in die huis van die Here kom sit en nie luister nie, en nie vat nie, prys die naam van ons koning Jesus Christus. Ek wil vanmôre elkeen begroet in die naam van ons koning Jesus Christus. Elke pastoor, elke leraar, elke apostel, elke profeet vanmôre is begroet vanmôre die mooie naam van ons koning Jesus. Ons evangeliste is ook vanmôre begroet in die mooie naam van Jesus. Elke mama, elke papa en ons jong mense vanmôre prys die naam van ons koning Jesus is vanmôre begroet in die mooie naam van ons koning Jesus. Ek wil ook dankie sê vir Pastor Jerome wat vanmôre vir my hierdie geleentheid gee. Mag die Here u seën. Ek wil vanmôre elkeen van ons kom bemoedig in 'n tyd soos hierdie. In hierdie uur prys die naam van die Here wat die Here van praat. Hy sê dit is ek en jy wat die uur ken. Prys die naam van ons koning Jesus Christus. En dis voel ek om elkeen van ons vanmôre te kom bemoedig. Prys die naam van die Here. Met Spreuke 1 is ons my eerste gedeelte daar, versie 23. Hy sê as julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp. My God, as julle luister, dit is belangrik om in die huis van die Here te luister. Moenie worry wie die woord mag bring nie, moenie worry wie mag praat oor die Here nie, maar worry oor die woord van die Here, prys die naam van die Here. Hy sê iemand wat om daaroor worry, sal ek groot maak en ek sal vir hom meer gee, prys die naam van ons koning Jesus. En dit kom baie van ons uit die kerk, uit die diens uit, soos hierdie gaan, maar dan skillig jy nog altyd, prys die naam van ons koning Jesus. Want ons luister nie in die huis van die Here nie, prys die naam van ons koning Jesus. Hy gaan verder daar so in Spreuke 3, versie 7 familie, die tweede gedeelte daarvan. Hy sê, dien die Here en vermy wat sleg is. Amen. Hy sê, dit is die geneesmiddel vir jou. Die verkwikking van jou liggaam. Om goed te doen en om die Here te dien. Prys die naam van die Here. Hy sê, dit is 'n geneesmiddel vir ons. Prys die naam van die Here. En hy sê, dit is 'n verkwikking van ons siele. Prys die naam van ons koning Jesus Christus. Glory to God. Apostel Paulus praat dieselfde in hier iewers in Filippense 3, versie 17. Hy sê, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir hulle gestel het. Prys die naam van ons koning Jesus. Hoe baie keer sien ons nie dat die Here iemand bring na die kerk toe nie. Ons ken sy verlede, prys die naam van die Here. Maar wanneer die Here besig word met hom, prys die naam van die Here, en dan sê ons, hy begin dan nou brekkerig te wees. Prys die naam van ons koning Jesus. Glory to God. Paulus sê, kyk na man. Hy sê, kyk die veranderinge. Sien die veranderinge. Kyk wat doen die Here. Prys die naam van ons koning Jesus Christus. Ons moet kyk na hierdie dinge dierbares. Dit is verder weg, sê hy, die beste om in die huis van die Here te wees. Prys die naam van ons koning Jesus Christus. Kom dat ons bly by die Here dierbares. Kom dat ons bly in hierdie uur. Jy weet hierdie uur wat ons in lewe en dierbaar is. As 'n tyd van donkerte, as 'n tyd van seer kry. Prys die naam van die Here. Maar waar sal ons as 'n genesing kry? Prys die naam van die Here. Net by die Here. Halleluja. Glory to Jesus. Kom laat ons by die Here bly in hierdie tyd. Halleluja. Prys die naam van die Here. Jy weet die lewe is so hard geword in hierdie tyd. Dat jou eie mense, jou bloedmense maak vir jou die diepste seer in hierdie tyd en prys die naam van die Here. Maar laat ek en u ons weg ken. Daar is net een weg om na toe te gaan, prys die naam van die Here. Daar is een skuilplek. Daar is een herberg. En sy naam is Jesus. Mag die Here u seën. Kom ons sit ons hande by mekaar vir pastoor Dennis Pieters. Kom aan, ons kan beter doen. Ons is mos nie jaloers nie. Ons is ook geen competitie nie. Ons is hier om die naam van die Here te kom.
Prys die naam van die Here. Pastoor Jacobs, kortliks, en as daar nog iemand is, jou geleier van Kraddock, na Pastoor Jacobs, prys die naam van die Here en die Here seën. Amen, halleluja. My begroeting is vir elke broer en suster, Godsman, ons apostel en sy gade, sy gemeente, almal wat van verre gekom het, in die oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. O dierbares, ek wil net julle bemoedig. Nehemia se broer bring vir hom slegte nuus, apostel. En hy sê die mense wat teruggekeer het na Jerusalem toe, is nie veilig nie. En Nehemia vra, hoekom sê hy so? En sy broer sê, omdat die mure wat beskadig was en omgegooi was deur die vyand, lê nog verpletter. En Nehemia raak ontsteld en hy maak manne en vroue, ek dink daar was vroue ook betrokke, by mekaar, en hy sê vir hulle, kom ons gaan, ek kan nie die plek so laat bly lê in verwoesting nie. Maar die Bybel leer ons, terwyl hulle besig was om daardie mure, verpletterde mure van Jerusalem op te bou, is daar mense wat hulle bespot. Wat maak julle? Gaan julle dit reg kry? As 'n jakkals nou teen hierdie muur spring, gaan die mure omval. Maar wat ek wil u bemoedig is, ons geestelike mure lê ook soms verpletter. En dit is hoogtyd dat ek en u, ons wat sê ons is kinders van die Here, nie moet skaam wees of bang wees vir die vyand wat ons so te neerdruk en vir jou vra, wat maak hierdie persoon nou? Kyk wat hy wil doen om nader by die Here te kom. Miskien het u se baksteen van liefde, lê dit nog verpletter. Die baksteen van omgee, die baksteen van genade vir jou medemens lê daar stikkend op die vloer. En jy worry oor die mense wat sê, hulle maak 'n bespotting, of jy maak 'n bespotting van jouself. Ek was ook so eendag gewees, ek het ook al gewonder, as ek voor die mense praat, dan wonder ek altyd, het ek reg gepraat? Maar ek het geleer, moenie bekommerd wees, soos Pastor Dennis gesê het, moenie bekommerd wees wat die mens gaan sê van jou nie, maar wees bekommerd, hoe klink dit voor God? Of jy die regte ding gesê het, onthou ons is maar net mens. En die spreekwoord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En baie keer sê die woord is nie wat in jou liggaam ingaan, wat jou onrein maak nie, maar dit wat uit jou mond uitkom. So as u nog vandag rondloop met onvergifnis, daai baksteen van onvergifnis lê nog daar, en u reik uit na ander bakstene van liefde, van rykdom, tel so bietjie daai baksteen op van onvergifnis en bou jou geestelike muur weer op. Moenie bekommerd wees van jou broer en jou suster wat jou gaan bespot nie. Moenie bekommerd wees wat hulle aan jou gedoen het of aan jou gesê het nie. Bou jy net persoonlik jou muur weer op. Die woord van die Here sê om die af te sluit, elkeen van ons is verantwoordelik vir ons eie saligheid. So as ek en u nog, as broer en suster nog rondom ons kyk, langs in ons kyk, voor ons kyk of agter ons kyk, wie gaan wat sê, dan gaan ons die pot ver mis, dierbares. Jou saligheid hang van jou af. Daar's 'n koortjie sê, jou wonde is miskien nie jou skuld nie, maar jou genesing, my genesing, is ek en u se verantwoordelikheid. Nie jou neighbor se verantwoordelikheid nie, nie jou pa of jou ma se verantwoordelikheid.